Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van Gebed. My naam is Ben Arnold. Ja, ek is opgewonde in die dinge van die Here. Dit is maar net 'n plesier om die Here te dien. Ek meen, daar's niks wat lekkerder is as om 'n kind van die Here te wees nie. En ek het vandag baie tyd met die Here gespandeer so deur die loop van die dag. En mense vra altyd so baie en jy gee, ons dink ons gee baie, maar ek glo nie ons gee regtig so baie nie. Ek dink, ek het gevra, Here, geef my vuur in my gees. Regte vuur, God se vuur in ons gees, laat 'n mens werklik waar vir die Here kan brand. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy moeg word en jy voel tam en jy voel dit is net nie meer die moeite werd om aan te gaan nie. En weet, 'n mens raak moeg, jy begin geestelik moeg raak. En ek dink dis waar dit met my opgekom het is, Here, geef my vuur in my gees. Want die vuur van die Here, dis wat 'n mens aanjaag, aanwakker. En maar my gedagte het gekom, weet jy, ons vra altyd, maar ons gee bitter min. En ek het vir Here gesê, ek sal vuur in my gees, Here, sodat ek U daarmee kan aanbid. Ek wil die Here aanbid in gees en in waarheid, in vuur, in krag. Weet, dit wat ons altyd vir die Here vra, dat ons dit kan aangaan. Maar hoeveel keer het jy al gaan stil sit en dink, Here, wanneer het ek al gesê dat ek met U in sagmoedigheid kan praat, en met U in nederigheid kan praat, om vir U die lof, die prys en eer te gee wat U toekom. Here, net alles vir U te doen. En nie net vir my vra en my Here, ek vra omdat U my sal vul, dat ek U daarmee kan dien. Here, geef my vuur in my gees om U te dien. Daar kom tye wanneer ons moeg word, moedeloos raak en voel asof ons krag op is. Maar die Here roep ons nie om ons eie krag te dien. Hy wil ons vul met die krag van die Heilige Gees. Dis wat ek nou hier geskryf het. Die Here wil vir ons vul met sy krag van die Heilige Gees. Nie dat ons op ons eie krag kan staat maak, ons sal dit nooit maak op onsself nie. So ons het die Here nodig om vir ons net aan te raak en die Heilige Gees vir ons die krag te kan gee. Paulus sê vir ons hier so in 1 Thessalonicense 5, die van 16 af, 1 Thessalonicense 5 vers 16 sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God, deur Jesus Christus in ons. Weet jy, ons moet, hy sê dan, blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Blus die vuur nie uit, my broers en susters. Kom ons blus nie die gees van God uit ons lewens uit nie. Kom ons hou vas aan die dinge van die Here. Kom ons verlustig onsself in die Here. En ja, dis plaasboere wat voorbrande doen en alles, want die lande is droog en goeders tot die reëns kom, om te voorkom dat die vuur, as daar vuur kom, en die plase af te brand. So, partymal moet ons ook voorbranding doen, maar ons moet bid vir die vuur van God in ons binneste. Laat dit daar brand, laat dit daar binne bly. En ja, die Here steek weer die vuur in my aan. Gee my 'n hart wat U lief het. Gee my krag om U te dien. Gee my moed om oor Jesus te getuig wanneer ek moeg word. Dra my, wanneer ek swak word, versterk my. Wanneer ek moedeloos word, herinner my aan my roeping. My broers en susters, ja, ek het al baie maal gewonder, Here,
het my geroep my ouderdom, het gesê dis nou tyd Ben om uit te gaan en om die vrugte wat ryp is van die bome af te pluk, want as 'n vrug oorryp is, dan val hy van 'n boom af en hy lê en word sleg op die grond. En ek verstaan nie dat daar net nêrens deure oopgaan. Ek weet die Here maak deure oop, maar dis asof die vyand net 'n mens wil weghou, sodat die gees van God nie kan uitgedra word nie. Weet jy, alles wat nou in ons land aangaan, al hierdie goeders, dan wonder 'n mens, Here, is dit die moeite werd om nog, maar ja, dit is die moeite werd, dit is die moeite werd om aan te gaan. Want hy sê, Here Jesus, ek wil nie net oor u praat nie, ek wil vir u leef, gebruik my lewe tot eer van u naam. Ja, ons wil nie net oor die dinge van die Here praat nie, ons wil praat om die Here te eer. Ons wil praat oor die naam van Jesus Christus, om vir hom die lof en die prys en die eer te gee, sodat dit kan goed gaan. Weet jy, my broers en susters, hoe meer as oor die dinge van die Here praat, hoe beter gaan dit in ons lewens. Ek het hier in Romeine 12 vers 9, hy sê, laat die liefde ongefeins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan en eer betoon. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in alles, wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. Dit is so pragtig, wie moenie die vuur van die Here uitblus nie, moenie daai vuur in u gebedslewe blus nie, my broers en susters, want die woord sê ook, daar is krag in 'n vurige gebed. Dis wat die woord sê, dis nie wat Ben sê nie, dis wat die woord sê, daar is krag in vurige gebed. Blus die vuur van die Here nie uit nie, blus die gees van God nie uit nie. Kom ons begin vrymoedigheid kry in die Here, deur die krag van God, om net te sê, weet jy wat dit is om die liefde van die Here in jou te hê. Weet jy, dit is so maklik om mense seer te maak, dit is so maklik om mense af te kraak, in die wêreldse maniere, dit is werklik waar maklik om jouself te verlustig in die seer van ander. Weet jy, die wêreld verlustig hulle self as iemand seer het, as iemand swaar trek. Weet jy, baie mense sal sê, ek het mos gesê, weet jy, veral as jy 'n kind van die Here is, en jy is op die pad, en jy raak moeg, en jy raak uitgeput, want daar's soveel obstakels in 'n mens se pad, daar's soveel storms wat net inkom, maar kom die Here en hy sê vir my vanmiddag, Ben, al kom die storms hoeveel, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou hand vat en deur daai storm saam met jou beweeg. Dis die God wat ons aanbid, dis nie iemand wat ons net los vir die wolwe nie. Die Here het die 99 gelos en die een gaan haal wat verdwaal het en hom ingebring. En hy was so bly oor die een wat hy gaan red het, wat miskien kon afgeval het, wat miskien kon gedood het. Maar die Here het hom gered en ingebring. En dis wat die Here voel en vir ons sê, my broers en susters, laat ons werklik waar ons self net sal verlustig in die Here. En die evangelie van die Here sal uitdra, tydig en ontydig. Daai vuur in ons binneste net weer kry. Weet jy, ek sê vir Karen dat ek is so besig met die Here en 'n mens dink oor al hierdie goeders, weet jy bid vir siekes en dan word hulle nie gesond nie. En dan kom jy op waar mense sê, ja, maar dit was net vir die tyd van die apostels, al hy goed gewees. En die Here sê vir my, Ben, waar staan dit geskrywe, dat dit was net vir die tyd van die apostels gewees?
Want die Here sê, ek is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Wat die Here toe gedoen het, sal hy vandag nog steeds doen. Wat die Here toe gesê het, sal hy vandag nog steeds sê. Dis sy woord, dis die Here se woord hierdie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis hoekom hy sê, gaan uit en gaan verkondig die evangelie. Lê die hande op die siekes en hulle sal gesond word volgens Markus. So my broers en susters, het die tyd nie aangebreek, laat ons weer daai vuur van die Here in ons lewens kry nie. Weet om vurig vir die Here te wees nie. Daar is soveel kinders wat sê, hulle is kinders van die Here, hulle is Christene. Maar daar is nie daai vuur wat in hulle is nie. Daar is nie daai weet jy, ek wil net oor die dinge van die Here getuig nie. Ek wil net vir u sê hoe lief die Here vir u is. Ek wil net vir u sê dat, dit maak nie saak hoe jou omstandighede rondom jou lyk nie. Sien Jesus raak in jou omstandighede en jou omstandighede sal verander. Want as jy die Here sien, dan verander jou omstandighede. Weet jy verbly jouself in die Here en jy begin verkoop word in jou siel en jou gees. En hierdie fontein wat ek sal altyd sê, wat sal begin opborrel om die woord van die Here uit te dra. My broers en susters, dit is so lekker om net te weet dat jy is 'n kind van die Here, om te weet dat God los jou nie alleenig nie. Die Here gee jou nie, los jou nie net vir jou wolwe nie. Die Here beskerm jou. En wat belangrik is, as 'n mens se gebed is, dan kom die engele en hulle behoed en bewaar en beskerm jou, laat die vyand nie by jou kan uitkom nie. Want jy is besig met die dinge van die Here. Jy is besig om met God te praat. Jy is besig om die eer aan die Here te gee. En die vyand van ons voorkom om te besef hoeveel krag daar in gebed lê. Hoeveel krag daar lê om te sê, Here, geef my 'n vurige gees in my binneste, laat ek u vurig kan aanbid. Here, laat ek u met blydskap kan aanbid. Laat ek met blydskap kan sê, ek is 'n kind van die Here. Laat ek nie hoef skaam te voel oor die dinge van die Here nie. Ek onthou baie jare terug, net tot 'n keer gekom het, toe werk ek op Buffelsfontein myn, en ek verduidelik toe eendag aan een van die ouens wat vir my werk, dat, weet jy wat, die Here maak 'n mens gesond, en hy sê vir my, hy het toen 'n rug, en ons het nie stoel onder grond nie, en ek vat sommer van die sulke stokpale, en ek bou 'n stoel daar, dat hy nou net kan sit, so dat ek sy voete kan optel, en ek tel sy voete op, en ek begin vir hom bid, en jy kon in sy gesig lees, toe die Here hom genees. En die volgende oggend toe ek so by my werksplek afdraai, toe staan daar so 'n streep mense. Ek sê, nou, wat gaan nou aan? En hulle almal sê, nee, hulle het gehoor, dat ek kan vir die siekes bid en die Here genees hulle. Ek sê, dis wat dit is, ja. Ek doen net die gebed, ek is net die instrument van die Here, maar die Here is die een wat jou genees. Weet jy, ons moet nooit die eer van God vir onsself probeer vat nie. En ja, ek was vurig, en ek is vandag nog vurig vir die Here. En vir my gaan dit nog steeds, die Here sal jou genees, die Here sal jou aanraak, die Here sal jou versterk, die Here sal alles in sy vermoë doen. Die Here het nog nooit opgehou met ons te praat nie. Die woord sê, die Here staan 24 ure 'n dag vir hulle wat hom nie dien nie, en hy bly klop aan hulle hart se deure, en hy sê, as julle my stem hoor, en net die deur wil oopmaak. My broers en susters, so baie mense hoor die stem van die Here, maar wil nie die deur oopmaak nie, want sodra hulle die deur oopmaak, dan moet hulle nee sê vir al hierdie lekker dinge van die wêreld, wat vir hulle lekker is. My broers en susters, wat is lekkerder as om 'n kind van God te wees? Om te weet vanaand as ek gaan lê, dan kan ek sê, Here, dankie, dat ek in u gees, in u liefde kan gaan lê op my bed. En Here, u maak my toe in die liefde. En môre vroeg, as dit u wil is, my God, dan staan ek in u vreugde op. En ek kan weer 'n dag ingaan met die liefde van die Here in my hart. En ek kan lewe soos 'n kind van God. En ek kan die mense vertel hoe groot is my Here. Die ou ene wat saam met my werk, sê vandag vir my dat, hoe meer ek met hom praat, hoe meer begin die dinge vir hom sy lewe sin maak, en sy lewe begin verander. En dis wat belangrik is om te sien dat mense se lewens begin verander. Hulle gee hulle self oor aan die Here en in die Heilige Gees. En ek bid die Here werklik waar, laat,
Weet jy, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons familie, ons bid vir almal. En, want ek glo in gebed, want die woord sê, blus die vuur van die gebed nie uit nie. Moenie ophou om te bid nie. Moenie ophou om te bid nie, my broers en susters. Ons moet geloof hou in die Here. Ons moet weet, ons krag lê by die Here. Ons verlossing lê by die Here. Ons heerlikheid lê by God. Dis deur die liefde van die Here wat ek vanaand hier voor u kan sit en vir u die boodskap bring, om vir u te sê, dat ja, ons raak moeg. En partymal gaan sit jy so op die werk en jy sê net, ek kan net nie meer nie. En dan kom daar net weer 'n krag in jou binneste wat jou optel en sê, hou moed. Weet jy, en as jy so 2-3 tree gestap het, dan begin jy weer beter voel. Want net hiervoor is 'n waterpunt, wat die Heilige Gees net weer vir ons water gee. En dan voel jy weer, ek kan aangaan. Ek kan aangaan. Die Here het vir weer die krag gegee. En die Here los ons nooit alleenig nie. Die Heilige Gees versterk vir ons dag en nag. En Jesus Christus tree vir ons in dag en nag. Want hy die volmaakte prys vir ons betaal. Sodat ons nie hoef te gaan lê, maar laat ons kan opstaan. Want die woord sê, as hulle dit aan die groenhout gedoen het, dis wat Jesus se woorde was. Hoeveel te meer gaan hulle doen aan die droehout, sprekende van u en myself, wat agterbly. Hoe gaan die vervolging wees in ons lewens? Hoe gaan die vyand, want hy weet sy tyd is bitter min, en hy spits nou sy tyd op die kinders van God toe, dis die ware kinders van die Here. Hy gee nie om vir hierdie mense wat sê hy is 'n kind van die Here, maar daar's niks in sy lewe wat toon dat hy 'n kind van God is nie. Weet jy, my broers en susters, sodra jy begin bid, en sodra jy die naam van die Here begin aanroep, en sodra jy begin om die Here te verheerlik, dan weet die vyand, daar is my probleem. Ek moet daar op toespits. Ek moet op Ben toespits, ek moet op Karen toespits, ek moet op my kind, op daai mense wat die Here aanroep, moet ek toespits, op met hulle keer. Halleluja, dankie Here, dat ek vanaand net vir my broers en susters kon sê, hoe groot is ons God, Here, en laat die vuur van u nooit in ons lewens uitgeblus sal word nie, maar laat die vuur sal groter word, my God, laat die Gees die vuur sal aanblaas, sodat ons u kan verheerlik in vuur, met 'n kragtige gebed, 'n vurige gebed, al uw lof en prys en eer aan God te kan gee, om in 'n sagmoedige gees voor die Here te kan sit, en sê, Here, dit deur u liefde, deur u genade, laat ek u kan aanroep, in dae van benoudheid, as ek bo op die berge of onder in die vallei is, God bly dieselfde, die Here bly dieselfde. Jesus sê, ek is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En hy sê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, want dan sal ek die Heilige Gees vir julle stuur, wat julle sal lei in gees en in waarheid. Halleluja, baie dankie Here. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir u lieflike aand, Here. Dankie dat ons ook weet vanaand dat, Here, alles wat ons altyd vra, wil ons eintlik aan u te gee. Net sê dankie, Here. Dankie vir u liefde en u krag. Here, dankie dat ons van u kon geleer het, wat het is om 'n verhouding met u te hê. Here, wat het is om in die oggende stil te raak voor u, in 'n eensaamheid te gaan en te gaan bid, u naam vir u Vader aan te roep, om vir u lof en prys en eer te gee, my God. Baie dankie Vader, dat u elke broer, elke suster, elke omstandighede, elke siekte, dat u hulle sal genees, Here, en sal verlos, en sal versterk. Here, baie het moeg geword. Ja, daar is baie wat moeg geword het, Here, wat miskien het op 'n herke langs die pad gaan sit het en gesê, dit voel of net nie meer kan nie. Here, ek wil bid dat u vir hulle sy krag gee om op te staan. Dat u hulle sal optel, Here, en sê dis 'n moeite werd om aan te hou. Here, laat ons sien sou moed opgee langs die pad en sê dis net nie die moeite werd nie. Want my God, op die einde van die dag, as ons by u kom en ons ontvang die troon en die kroon wat u vir ons gegee het en gemaak het, en u sê vir ons welkom,
Julle het die wedloop volbring. Julle het hom voltooi. Here, dis my gebed vanaand, dat ons hierdie wedloop sal voltooi, saam met Jesus Christus en met die Heilige Gees, dat ons sal kan loof en prys en eer en sê, dankie Here, dankie vir die liefde, my God. Ons waardeer U, my Here. Ons is so lief vir U. Ons harte loop oor van vreugde en blydskap. En Here, al die lof en prys en eer behoort aan U, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Ja, broers en susters, soos weer ouder gewoonte, my naam is Ben Arnold, Huis van Gebed. My selfoonnommer is 078-305-7960 en ons is beskikbaar vir bedieninge. En ja, die Here seën vir u, so mag jy 'n geseënde aand hê en 'n geseënde dag môre hê, en mag die liefde van God ons dit toemaak, mag die vuur in dit brand in ons binneste, en mag die Here vir ons optel, as ons voel as ons moeg langs die pad, en die Here seën vir u, in Jesus naam. Shalom my broers en susters, in die liefde van die Here. Amen.